Goeiemôre liewe gemeente. Baie hartlik welkom vanoggend. Het is lekker om saam te wees. Ons gaan net weer groet, maar ons gaan sommer begin om 'n paar liedere met mekaar saam te sing. Julle het die boodskap gekry, ons is besig om ons goed so stelselmatig reg te kry. Elke keer wat ons iets doen, as ons agter nog iets het in die slag gebly, maar nietemin, ons is naby. Maar ons gaan kerk hou en ons gaan lekker sing. Ons begin met lied nummer 368. Wyl herders by hul kudde wag, spreek daar 'n engel in die nag. Wees bly, wees bly. Kom ons sing vers 1, vers 2 en vers 4. So dit is sommer so saam met val met
want hy is gradeplechtigheid en ek sê vanoggend vir die musiekbediening, hulle sing feitlik net so ongelooflik soos gister se vertoning. So ek wil julle nou uitnooi om saam met die musiekbediening en saam met my hierdie pragtige lied te sing, asof ons in Aardskyp is en dat hulle van die oueres van julle, dis nou die Nico Malang Theater, né? Dit klink dalk meer familiêr. Vriende, kom ons sing, ons gaan beurt saam, die eerste en die vierde vers gaan ons almal sing, die tweede vers, kom ons vra dat die manne en die seuns vandag vir ons die tweede vers sing, en dan vra ons die dames en die dogters die derde vers. Kom ons sing hierdie pragtige lied. Vriende, baie hartlik welkom. Dis heerlik vanoggend so in die Here se teenwoordigheid te wees, om so saam te wees. Ek staan net nou daar buite, ek sê, want dit is so lekker buite, mens wil amper buite sit. Dit is regtig, dit is 'n ongelooflik mooi oggend. En ek gaan nou 'n paar keer terugkom daarna toe. Die tema vir vanoggend is afwagting. Nou, hulle sê vir my dat een van die bokse is myne. Nee? Ek mag blykbaar nie aan dit vat nie, maar een is myne. Nou, ek is mos verskriklik beskeie. So ek het besluit die grootste een moet myne wees. Ja, ek hoop, ten minste die kinders, ek hoop hierdie tyd van die jaar is daar by jou afwagting. Iets gaan gebeur. 2024, ons is amptelik vanoggend die som gemaak, vanaand 12 uur is ons amptelik 14 dae weg van 2024. En kan ek maar vir julle sê, ek hoop net nie jou afwagting het enigiets te doen met dit wat ons op die oomblik in die media hoor. Want dit is 'n verkiesingsjaar. So julle weet, dit is oor en weer swart smeerdery en seker goed. Ek het die voorreg gehad saam met my kollega om hierdie ding op te stel, né? Hy is by die deure, julle kan welkom om van dit te vat. Dis die kalender, kom ons hou dit een per gesin, ons het so 'n klompie van hulle laat druk, een per gesin. Daar's mense wat sê hulle moet 2 hê, want die ene kom daar op 'n spesifieke vertrek in die huis waar almal gereeld kom,
en waar hulle tyd het om te sit en kyk. So, maar vat asseblief julle by die keer. Hier is niks slegte nuus op hierdie kalender. Niks. Dis 'n opwindende nuwe jaar wat vir ons in ons gemeente voorlê. En as dit jou nie opgewonde maak nie, dink daar is die weerkrag vandag, né? Ek hoop ek kan daarin vandag nog steeds braai, want dis die lekker van weerkrag, as jy moet braai. So, kry vir jou iets om opgewonde te wees. Kry vir jou iets om afwagting te hê, né? Vanoggend het ons 'n wonderlike voorreg om vir klein Luca en sy familie hier by ons in die gemeente te hê. Nou, as jy dan nou nie oor jouself kan opgewonde raak, vra jouself die vraag af oor 20 jaar van nou, waar gaan Luca wees? Nee? Dalk speel hy vir Springbok. Dalk speel hy op daai stadium vir weet jy wat hulle ons gaan noem, die skilpaaie of weet jy wat gaan die nuwe embleem wees, né? Maar julle hoor wat ek sê. Dis die einde van die jaar. Meeste mense se bonus is al op. Meeste vleis wat jy wou koop vir die Kersmaal is al op. Die kinders kan nie wag vir Kersfees nie. Kom ons raak 'n slag opgewonde. Kom ons kry weer 'n slag. Kan ek maar sê iets van 'n kinderlike afwagting. Dat die Here iets wonderliks in my en in jou lewe kan doen. Right. Dis ons tema. Sê gou vir mekaar môre, dit ons is min, maar groet daar net so vinnig, dalk is iemand wat jy lanklaas gesien het. Vriende, julle sal nie glo nie, so min as wat mense ander tye van die jaar trou, lyk my trou mense hierdie tyd van die jaar, né? Ek gaan nie name noem, ek gaan vir niemand kyk nie, maar daar's nie minder nie as 8 huweliksherdenkings vandag, né? Hulle dan seker nie almal in hierdie kerk getrou nie, maar dit is so chaos gewees. Okay. Maar dan is daar ook 'n klompie verjaarsdae. Ek gaan dit maar vir julle sê, Michelle, my kollega se vrou, verjaar vandag, so maak hulle mal, stuur vir hulle boodskap, as julle nie haar nommer het nie, stuur vir hom, hy laf sy selfoon. So, is daar huwelik, ek kan nou nie almal se naam onthou nie, is daar huweliksherdenkings vandag of hierdie week? Sê het gou. Kan nie wees. Hulle is seker almal oor see vir 'n tweede of 'n derde witte. Right. Kom ons klap hande vir almal wat verjaar, vir almal wat die huweliksherdenking. En dan gaan ons laaste iets. Lied nommer 284. In 'n tyd waar mense dalk regtig net wil 'n bietjie tot rus kom. Is die grootste rus wat ons kan vind. Ons rus in God. Want dis nie 'n passiewe rus. Ek onthou as kind het my ouers, veral pa, het Sondagmiddag 'n rukkie gaan rus. En veral toe ons kleiner was, mag ons nou nie buite gespeel het. Pa het seker al geweet, ons sal, ek en my broer, sal met onheemlikhede besig raak. So, ons moes altyd onsself besig hou in die kamer. En dan die maar, ons het ons nog karretjies gespeel, kinders weet nie wat is karretjies, kyk op skerms, maar ons het nog karretjies gespeel, maar daai derde keer, wat jou karretjie so draai vat in die wiele skree, dan hoor jy pa maak daar in die kamer teelspoor. Dan weet jy, sy rus is verstuur, en as dit nog 'n keer gebeur, gaan iets van jou verstuur, né? En dit is iets. Ek verstaan vandag op pa so graag gerus het, ek doen dit heel dikwels self ook. Dis die rus. Rus is om bewus te wees van God volg. Amper om in God se arms te gaan sit en net te sê, Here, ek is dalk bekommerd oor die toekoms, of ek is dalk moeg vir die jaar wat verby is, of wat ook al in my binneste aan die gang is. Ek wil net vanoggend weet, jy is hier. En dan, dis wat die 284 sê, dan neem ons dit eintlik 'n stap verder en sê, Here, help my om
om u rus verder te vat, na mense toe te neem. Ek het nou gesê, ons was gister by Aardskyk, ek is mos mal oor die stadse verkeer. Ek is reg, dit is my heerlik, die lekkerste deel daarvan is om terug te kom Vredendal, en te sien, hier weet ons nog hoe werk meeste mense se verkeersreëls. Maar gister, dit is 'n vakansiedag, dit is chaos, die mense sit met seker opgeblaaste kieste. Ons het 'n nuwe rekord opgestel van 3 mense wat reg voor ons deurjaag deur 'n robot. Nuwe rekord. Om regtig net te sê, as God se vrede in my hart is, dan wil ek daai vrede in hierdie tyd deel. Ek gaan net iets sê met die kies hiervoor. Ons wil God se vrede deel. Ons sê 'n bietjie meer geduld. Ons het gister se boodskap al geluister. Ons het regtig sagmoedige vredemakers in hierdie land en ook in ons gemeenskap nodig. Ons sluit ons vooraf sing af met hierdie lied as 'n gebed. Here, laat u vrede deur my vloei, maar wie doen dit ook al vandag nodig. Ons sing al die vers. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en wat nooit die werk van sy hande laat vaar. Amen. Daarom, geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Dit kom ons antwoord op die groet van die Here met lied nommer 354, o Christus ons verlange, daai hinkering, daai afwagting, U het ons heil gebring, sal ooit ons hemelsange U lof na waarde sing. Vervullend welbehaag ons harte met U Gees. Skenk ons in hierdie dae 'n ware Christus. Kom ons sing die eerste, die derde en vierde versie van lied nommer 354.
En ek kom ons gee sommer geleentheid om die Here te dien met ons offergawe. Julle sien daar, eerstkomende Sondag, ou Kersdag, gaan ons slegs 'n virtuele diens op YouTube beskikbaar stel. Ek sal die skakel daarvoor uitstuur. Dan Maandag, Kersdag,
gaan ons Kersdiens hier hou, 9:00 die oggend. So, bring jou kuiermense, sê vir daai span wat sê hulle het die kerkklere nie, hulle kan maar met hulle kerkhemp wat hulle present gekry, Kersfees het wat hulle present gekry, kan hulle maar kom. Ek wil amper sê, nooi die kinders om hulle speelgoed te bring, nee, dit is altyd lekker, ek hou daarvan, terwyl ek preek en ek weet wat se speelgoed daar preek, maar nee, ons gaan regtig, ek hoop dat mense die Kersdiens, dis altyd 'n wonderlike diens, so kom ons gaan groot daarmee, en dan Sondag die 31ste gaan daar ook 9:00 die oggend 'n diens wees. My kollegas dan terug, so ons gaan nie daai weer die 11:00 in die aand ding doen nie, maar daar gaan 9:00 die oggend gaan ons jaarverwisselingsdiens wees. Dan miskien net die terugvoer oor die koekies, julle te sien, sê daar iets van gesê, op die ouend 495 pakkies koekies wat ons kon verpak het. Ons kon vir die bejaardes laasweek, nou julle gaan gee by die huis, en ons het vir die personeel gegee. Nou wil ek vir julle 'n interessante ding sê, sonder om tyd te mors. Ek glo met my hele hart, dat elke liewe koekie wat inkom, die Here vir die gemeente gegee. Dit is mense, ek het nog nie gesien dat daar koekies uit die hemel uitval nie, die laaste koekies wat uit die hemel geval het was manna, so regtig terug, daar val die koekies uit die hemel, daar val, kan ek dit noem, invluisterings van die Here in mense se hart. En dit maak ons. Dit maak dat meel en botter en allerlei ander goed by mekaar kom. En dan het ons koekies. Dan vra ons vir 150 kilogram koekies, dan kry ons 248 kilogram koekies. Nie een koekie is onnodig. Moet nou nie hier sit vanoggend of ons gaan die diens net nou uitsaai en word opgeneem. Moenie net nou na die diens luister en sê, maar ek gaan nie weer bak nie, want hulle het te veel koekies. Nie een koekie is te veel. Hierdie jaar was ons in die posisie, iemand het so terloops die opmerking gemaak, so baie koekies, dan kan ons vir Reinstorp se te huis opgee. Nou, hulle gaan my eendag straf. Dit mag dalk wees dat jy nie in Vredendal 'n woonstelletjie kry, nee. Dan gaan jy vir Reinstorp toe, nee. So, dis nog altyd timeshare. Dis nog altyd ons kon hierdie week 100 koekies gevat het vir die, nou die getal probeer onthou, hulle is so 40 personeel in die res, so miraculous, ons het altyd so koekies by in die geval, maar so amper 60 inwoners, nee. Is dit nie ongelooflik? Van 'n projek wat ons hier begin het, kan ons nou al 'n buurdorp gaan sien. Want baie van daai bejaardes is ons bejaardes. En as jy dalk nou hy Somerpoelte en Lambertsbaai in gedagte, miskien kan ons volgende jaar vir hulle ook gee. So nie een koekie word gemors. Ons het vir ons hoopgesinne koekies gegee. Dit wat julle hier sien, is die koekies wat ons moet gaan gee vir mense wat siek is en vir bejaardes in dop. Moet asseblief nie, want julle gaan na die diens met julle koekies kom haal. Moenie vir die ouer thuis nog vat. Julle jaag hulle sugar levels teen die hemel, né? Hulle het gekry, né? Maar vriende, in jou straat is daar 'n bejaarde wat die Here dalk op jou hart lê vir. Hier is nie te veel koekies nie, maar is ook nie te min. Ek het die keer weer getel nie. As ek nou wiskundige berekening moet maak, kan hier so 70 pakkies koekies. Dink aan 'n bejaarde in die dorp wat dit nodig het om 'n spesiale kers te steek. Dink aan 'n sieke. En as jy aan 2 siekes dink, dan vat jy 2 pakkies. Ons gaan nie dink, Anton gaan weer een huis te vat. Nee, want hierdie koekies is hoë suiker koekies. Jou gewig gaan verdubbel as jy hierdie koekies steel. Nee? Want benewens jy en Petrus bo by die hek, ek weet nie, maar julle hoor wat ek sê. So na afloop van die diens wil ek jou regtig uitnooi. Kom vat 'n pakkie koekie vir elke mens wat die Here op jou hart lê. En as jy by, die siekes nou net, as jy by Kalen kom en sy het klaar 'n pakkie koekies, dan weet jy daai pakkie wat jy gevat het is nie van hand. Jy het vir iemand anders 'n pakkie gevat.
Dis die wonder van hierdie projek. Ek staan iemand, sê nou die dag oor die projek, ek staan net altyd in verwonder hoe die Here ons gemeente gebruik om op hierdie manier Kersfees net 'n bietjie meer spesiaal te maak. Vanoggend, en as ek koekies oor is, dan is dit nog steeds hier 'n probleem en dan herhaal ons dit Kersfees. So, moenie paniekerig raak as die koekies oorbly nie, maar moet ook nie huiwer om te vat vir die mense wat Here op jou hart praat. Dis die koekies. Dan wil ek net sê, ons dink aan hulle wat siek is. Ek het in die week kontak gehad met wat ek hier noem, Koos C se seun. Hulle het my toestemming gegee om te sê dat oom Koos baie siek is. Hy het regtig ons voorbereiding nodig. Hy het nie pyn op die oomblik nie. Dis blykbaar een van die seldsame, om het so te noem, kankers wat nie pyn veroorsaak nie. Maar oom Koos is baie siek. So kom ons dink aan hom, Gerard se operasie, sukses gewees, dink aan almal wat herstel. Vriende, laaste enetjie, dis so net vir as julle my nuuskierigheid deel. Ons het regtig net 'n opname gemaak van wat dink julle van die eredienstye? Dis voor ons kalender finaal gedruk het. Nou daai is net 'n bietjie terug. Hoekom het ons 3 groepe, want daar was op 'n stadium 'n beperking op hoeveel mense in 'n WhatsApp groep kan wees. So ons het 3 identiese groepe, moenie worry waar jy ingedeel het. So ons het so 743 mense, gesinne op ons WhatsApp groep, party gesinne is meer as 1 nommer op, en die lang en die kort is 193 mense het gesê, nee, moenie aan die eredienstyd verander nie, 173 het gesê, 76 het gesê, ja, maak het net 9 uur. So dit was net 'n opname, dit was 'n nuuskierige opname. So niks het verander nie, ontspan met jou nie nou aan ontstel oor, of jy gaan onthou wanneer die April se dienste is, en ons gaan jou waarsku, soos die gewaarsku word oor jou SABC televisie lisensie. Ons gaan jou waarsku die eredienstyd. Maar net vir julle wat dalk nuuskierig was, ek was nuuskierig. So, goed. Nou gaan ons dood. Nou, ons doop baie kinders, en baie mense sê, die doop raak vir hulle, kan julle dit afgesaag. Kan ons maar weer al die kinders op 1 Sondag doop. Vriende, die doop kan nooit afgesaag raak, as jy verstaan waaroor die doop. Die doop kan nooit, ek gaan nou die tienerse woord gebruik, boring raak, as jy weet waaroor die doop gaan. Want die doop, en daarom, dit pas by die geskenkbokse, en dit pas by die verwagting, die afwagting van die koekies. Wanneer God kom, en hy kom sê, Luka, wie hiervan? Ek wil jou God. Dan, in elk geval dan staan ek in absolute verwondering. Wat gaan God met Luka maak? Waan gedink. Ek wil iets met julle deel. Miskien met die vrouens, met die mamas deel. Kyk, ons mans is ons redelik onbelangrik as dit kom by die swangerskap van 'n vrou. Daar is heel aan die begin het ons blykbaar 'n rol te speel, maar daarna is ons heeltemal onbelangrik. Want dit het ook nog 'n bietjie verander, maar daar was ons nou 'n ooievaarstier gewees, jy weet dit. Verder moet die man eintlik net 2 goed doen. Die kar moet vol petrol wees en sy mediese fonds moet reg wees, So dit gaan oor ma en baba en die tassie en ek oordryf alweer. Maar ek wil nou vanoggend met die dames, met die vrouens, met die mamas of die toekomstige mamas iets deel. Ek dink nie julle weet, en ek sukkel om dit in woorde om te sit, die emosie wat deur jou gedagtes gaan as jy jou vrou in die teater moet bors, en nou moet jy met hierdie onbekende pink, half vertrekte bondeltjie, moet jy nou na die babakamer toe gaan. Hy of sy, ongeag wat enige ouma of opa sê, is kort by die lelikste dingetjie wat jy in jou lewe nog gesien het, maar jy voel onmiddellik lief vir die ding. Ek het die afgelope week
daaroor nagedink het, het ek net weer besef, wow! En ons het ons nou die voorreg gehad om Vrydagmiddag saam met Johanay te wees, toe sy haar graad ontvang het. En dit klomp van die God gaan weer deur jou gedagtes, my genade, ek het nie gedink, 22 jaar terug, hierdie bommeltjie dingetjie gaan dit word. Vriende, dit is afwagting. En daar's nie 'n manier dat Pieter en Kari vanoggend kan weet waarheen is Luka op pad. Daar's nie 'n manier. En dit is afwagting. Dis wat God doen. Ek wil regtig hê jy moet vir 'n oomblik ingeklim in hierdie gedagte, want ek dink ons leef in 'n tyd waar ons iewers kom en onsself half op die skouer klop en sê, "Jisou, ek het iets bereik." Jy het niks bereik. Kan ek dit maar vir jou sê? Jy het niks bereik. Ons so Vrydagoggend, en ekskuus dat ek nou so 'n bietjie daarby vashak, maar dit was 'n wow oomblik, want Anselay het 9 grade plegtigheid gehad, en die universiteit het gedog, COVID gaan op grade plegtighede toesak. So dit was nou ons eerste formele. Toe ons Vrydagoggend toe daar 'n paar fotootjies neer te sê, daar's een foto wat ek wil neem, eintlik met die hele gesin, maar ons is nou nog nie daar nie, vir ek nog traai om daar te kom. Ek wil 'n foto neem, en as ek nou verwant klink, dan moet jy dit nou maar verwant. Ek wil 'n foto neem, maar ons almal ons graad goed aan het. Ek het daar voorgewerk. Ek het dit nie verniet gekry. So toe neem ons hierdie foto saam met Johanay. En daai deel is nou spoggerigheid. Maar nou het ons 'n BA gedoen en 'n BTA, so hulle daar nou so 'n paar goed om my gaan. Het eintlik deftig gevoel. Ek gaan nie vir julle die foto wys. Maar my het 'n deftig gevoel. En toe dink ek aan my preek. En ek besef aan, jy het niks bereik. Dis die Here se genade. As jy my nie wil glo nie, kom leen my Grieks en Hebreëse Bybel, dan gaan jy sê, dis regtig genade. Verseker ander. Dis regtig genade, dat daai ouetjie uit 'n tegniese skool uit hierdie goed deurgekom. Dis genade. Vriende, dis die doel. God wat sê, Luka, nou klomp, ek wil jou God wees. Ek wil met jou op pad. Ek gaan vir papa en vir mama sorg. Ek gaan vir Frans en vir Kian sorg. Maar ek gaan vir jou sorg. En al glo niemand jou, dis my woord. Want ek is God. En vriende, dit is net ongeloof. En dis hoekom ons die kinders doop in sitkamers of in maar hier. Want het mag net wees dat jy vanoggend hier sit en dalk voel, 2023 het my so gerol, dit was 'n jaar wat ek eers geweet het, waar was die Here nie? Hy was by. Elke oom. Hy het vir jou gesorg, elke oom. As jy daaroor twyfel, dan wil ek jou uitnooi. Na afloop van die diens, druk jou vinger in daai water. Want so seker as wat daai water nat is en lekker koel is, so seker het God gesê, ek is jou God. Dit staan vas. Dis die belofte waarmee ek en jy leef. En dis die afwagting. Dis die afwagting waarmee ek en jy leef. Ek is nou so lank hier, ek begin haal myself nou van agteraf in, want dis my wonderlik, dis kinders, dis ouers wat ek getrou het, wie se kinders ek doop, en nou sit ek nou die oggend daar op my vingers en tel, en ek dink, jy gaan my nie in die belydensklas betrap, dan het my al lang al weggegaan, of toegekom. Maar vriende, is dit wonderlik, dat ek en jy kan lewe met die afwagting van wat
lewensvoeding. Nou, kom ons doop vir Luka, Pieter, Kari, kom ons skryf vir Luka hier, en hy ander twee, ons kyk wat hulle doen, hulle is ook welkom, ons is maar onvoorspelbaar. Julle gaan my dit vergewe, toe ek nou net Nathan daar by hulle is, ander ouma en opa net daar aangekom, ek sit hier die Luka en koekies eet, dat het hier by sy ore draai, toe dink ek by myself, as hy nou vanmorgen hierdie besigheid sien, gaan hy dink, hierdie is 'n lyke kerk, né? Hierdie is 'n lyke kerk. Ons het gepraat oor die doop, ons het nou daaroor gepraat, om te bevestig dat julle die doop so verstaan, en ek vra dat julle opreg op die volgende vraag antwoord. Die eerste bely julle dat, hoewel ons kinders sondaars in die wêreld gekom het, en daarom in die oordeel van God staan, hulle in Christus aan hom behoort, en daarom gedoop moet. Tweede, aanvaar julle die Bybel as die woord van God, en aanvaar julle dat, soos dit ook hier in ons gemeente geleer, die ware en die volkome leer van verlossing. En dan ten derde, beloof julle, om ook vir Luka, die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat. Wat is julle? Dis 'n wonderlike voorreg om vanoggend die doop aan julle te bedien, ook as gesin. Vir hulle gesê, die doop is altyd 'n wonderlike geleentheid om ook met die ouer kinders weer oor hulle eie doop te praat. Vriende, dan ek en jy soms 'n bietjie oor ons eie doop. My voet is 'n wit en swart voet, maar dis my doop. Maar dis God se belofte. Joune is dalk ook, maar dis God se belofte. Mag ons elke dag aan daai belofte vas. Luka, sien, doop jou in die naam van Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, Here, vanoggend, as ons dink oor afwagting, dan is daar by ons, saam met Pieter en Kari, in afwagting, oor wat U in Luka, en ook in sy petiese lewens gaan doen. Dank die Here dat ons kan glo, dat U as 'n lewende Here, U onlosmaak aan ons verbring. Dankie dat ons vanoggend kan bely, Here, dat wat ons ook al in die lewe bereik het, genade is. Dankie dat ons saam met hulle as ouers opgebonde kan wees oor wat U ook in die lewens van hulle kinders en hulle eie lewens gaan doen. Here, gee dat ons altyd sal onthou dat ons U kinders is, dat U as 'n lewende God U aan ons verbind. En niks, maar niks, kan ons van U liefde sê. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. En ons verwelkom vir klein Luka dan hier by ons in die gemeente. Ons as gemeente gaan vir hom bid. Sê dat ons saam met papa en mama vir ons sal leer wie hierdie God van genade is. En wie weet, dalk kry jy ook nie nog nie oor dit stories. Dan hoor ek die van. Vriende, terwyl ons 'n lied sing, gaan ons vir die oumas en die oupas geleentheid gee om vorentoe te kom, die Bybel te vir hulle te oorhandig. En die Bybel is die sleutel waarmee hulle vir Luka gaan leer wie die Here is. Terwyl hulle dit doen, kom ons sing as gemeente lied nommer 293. Lied nommer 293. Kom ons sing sommer vers 1 en vers 2 terwyl julle die Bybel
raak stil in gebed. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg om te droom, te wonder en in afwagting te sit en kyk wat U in Luka en in elkeen van ons se lewens doen. Ja, Here, dit is so 'n totaal ander storie as dit wat ons in die wêreld hoor. Die wêreld in 'n verkiesingsjaar hoor ons hoe die een party die ander party sleg maak. Die wêreld oorlog hoor ons hoe die een die ander beskuldig aan oorlogsmisdade, ongeregtighede. In 'n wêreld wat klimaatsgewys deur mekaar is, hoor ons die stemme van mense wat sê van aardverwarming, die vernietiging van die skepping. Ons hoor net slegte nuus. Hierdie tyd van die jaar begin die toekomsvoorspellers in die ekonomiese wêreld vir ons 'n prentjie skets. Dit is gewoonlik 'n donker prentjie. In elk geval in ons land. Dit is geen wonder nie, Here, dat ons ophou droom. Vader, as ons vanoggend dink aan die dood, en as ons U op U woord neem, help ons om hier uit te stap met afwagting, dat iets gaan gebeur, maar dit gaan iets goeds wees, want U is 'n wonderlike God. Ons is hier om na U woord te luister. Skryf U dit vanoggend self in ons hart. Amen. Ek wil jou goed terugvat in die geskiedenis. Party van julle is relatief onlangs, party van julle is vorige eeu, saam met my, maar onthou jy hoe jy gevoel het? Okay, nie almal nie. Ja, gewoonlik die meisies, maar die manne, onthou jy hoe ons gevoel het as ons rapport moes huis toe vat? Ek lees die afgelope week die storie van die seun wat 'n briefie op sy bed los. Liewe pa en ma, ek het besluit om weg te loop. Ek het vir Sunny ontmoet. Sunny is 23. Sunny woon in die agterplaas van iemand se erf in 'n woonwa. Sunny is baie kreatief. Sy het haar eie groentetuin. Ons droog van die kruie wat Sunny daar in die groentetuin verbou, en ek het lank nou al dit by die hoërskool verkoop en goeie geld gemaak. Ons het goeie geld nodig, want die goeie nuus is, julle gaan ouma en oupa word. PS, my rapport is onder die kussing. Hierdie is net om julle te laat besef, daar's baie erger nuus. Vriende, ekskuus as dit vir 'n oomblik klink of ek regtig negatief is oor alles wat in die media aan die gang is, maar werklik op my manier van koerant lees in die internet gee ons vir jou al die berigte nie, hy gee vir jou die meer sensasioneel van die sensasionele berigte. Maar dit wat ek op die internet lees, is net slegte nuus.
Daar was nou so 'n storie van 'n kind wat daar in 'n berg uitgevat is, wat siek was, dink amper hy is verlam. So daar so nou en dan is daar so 'n sprangkie oop, iemand se hond word teruggekry of so iets, maar die res is net sleg. En ek dink dis net die begin. Ek dink af na wanneer ook al seker hier iewers in Mei die president verkiesingsdatum gaan aankondig, gaan ons moddergooiery sien en hoor en lees soos ons in lang tyd nie beleef het nie, soos wat almal beskuldig van alles. En oor die ekonomie hoef ek niks te sê. As dit nie beerdkrag is dit die hawens, as dit nie die hawens is dit Transnet, dan is dit die Poskant, daar is net niks wat meer werk, wat ons opgewonde kan maak. So dis met rede dat ons dan vir onsself die vraag moet afvra, as dit 2024 is, moet ons nie maar hier bly nie, want ons weet ten minste wat aangaan. Ons weet nie wat vir ons voor. Nou een realiteit wat ek met jou wil deel, en dit is, ons kan nie hier bly. En jy is welkom, daar is water, daar is kos, jy kan 'n rukkie hier bly, maar hier, die 17de Desember 2023, hier kan ons bly. Daai horlosie daar agter loop, onophoudelijk. My vraag is, wil ons hier? Ek het geglimlag toe Pieter hulle sê, Lukas nou op hy stadium waar hy begin beweging agterkom. Jy weet, hy werk so op sy sterk blykbaar die wêreld vol, nee? Nou, ek kan dit maar ook met julle deel. Met die mense eerste kind is jy regtig dom, nee? Weer eens ons paas, ons speel ons nou wel. My tyd het ons nou nie met Barbie en die oukies gespeel, ek weet nie, jy is daar hierdie, maar dis 'n storie vir 'n ander dag. Maar ons het geen ervaring gehad, ek het geen ervaring van kinders gehad, toe Anjanay gebore is. So, elke nuwe dingetjie wat sy gedoen het gepaard gegaan met 'n opgewondenheid en 'n videokamera, jy weet, en alles vasgelê vir. So, toe sy haar eerste, Rens het 'n groot sirkel gehad waar sy altyd gesit het, die eerste keer wat sy uit daai sirkel uit verdwyn het op 'n, kan nie meer onthou, seker maar op 'n kruipstadium of 'n rol of wat hulle gedek het, sy het geskryf, was dit ook weer hierdie video oomblik. Girls, daai moes nooit gebeur nie. Toe hoor ons lewe om agter haar aan, né? Los hulle net daar, moedig hulle af, ontmoedig hulle om te beweeg, want jy gaan hardloop, jy weet dit, né? Hou nooit weer op. Dis wat afwagting doen. Daar's nou 'n opgewondenheid as Lukas sy eerste tree gaan gee, maar daai is klein goedjies, want iewers hier by die laerskool gaan hy aan die kleutersport deelneem, en ek wil julle nooi oor 7 jaar om te kyk hoe simpel hulle gaan wees, maar ek wil julle eintlik nooi vir die oumas en oupas. Hulle moet jy dophou, kleutersport, wenpel. Ek het besef die afgelope week, ek gaan jou nie vanoggend opgewonde kry. Nou is ek op gevaarlike terrein. Ek gaan jou nie vanoggend opgewonde kry oor ons president. Ek gaan jou nie opgewonde kry oor die regering. Ek gaan jou nie opgewonde kry oor klomp goed. Maar ek gaan wel vir jou vra, jy 'n paar druppels water op Lukas se voorkop sien, raak jy nie tog 'n bietjie opgewonde? Kom. Ek het nou die aand toe ek daar weggery by Pieter hulle te dink ek by myself, ek en my broer was net 2, ons was onnebelik, hierdie 3 manne. Raak julle nie net 'n klein bietjie opgewonde oor die potensiaal wat God
hy jou opsluit. As jy nie raak nie, dan ek weet nie, dan lees ek maar vir jou Bybel. 3 stories, kort, wat ek net wys, dit is regtig kort. Kan ek tot 12 uur gelees wees. Die een het ons nou die dag gelees, die engel wat met Maria praat, die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou Elisabeth het aan haar ouderdom self ook 'n seun ontvang. En sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik. Hoor jy die potensiaal? Is iets aan die gebeur. En dit is nie 'n 7de laan storie wat maar net 'n herhaling is met nuwe karakters en nou klop opgeraak nie. Hier is potensiaal. God is besig om iets te doen. Arme Maria skrik aan natuurlik morsdood, maar dan sê sy, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur wat U gesê het. Potensiaal. God aan die werk. Bekende teks, Jeremia 29. Hy pop geredelik op al die boodskapies op ons fone. God wat met sy volk praat en vir hulle sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid en ek sal julle gebede verhoor. Die laaste bekende teks waarby ons tyd terug stil gestaan het, Moses en God wat praat, kyk, U beveel my om met hierdie volk te trek sonder om my mee te deel vir wie U saam met my stuur. Tog sê U, ek ken jou op jou naam, ek is jou goedgesind. As U my dan goedgesind is, maak my U wil bekend, sodat ek U kan leer ken en kan doen wat U verwag. Onthou tog hierdie nasie is iets vol. Sê, vra die Here, moet ek self saamgaan en vir jou vrede gee? En Moses sê, as U nie self saamgaan nie, moet U ons nie van hier af laat wegtrek. Vriende, ek kan jou die hele dag besig hou met tekste in die Here se woord oor verwagting. Nie swangerskap nie, verwagting. Ek het gekyk, Noag se storie, dis 'n ou storie, ongelooflik. Ester se storie, ongelooflik. Mordegai wat sê, dink jy nie dis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat God jou koningin laat word? In God se hande is niks onmoontlik. Vergeet van wat die doemprofete sê. Vergeet daarvan. Want in my en in jou het God 'n potensiaal gesit en hy gee vir ons 2024 as 'n toekoms. Ons lewens verander definitief in 2024. Ons het amptelik net 1 student daarom. As julle niks sit om te doen, nie kan julle saam met ons bid vir hom, want dis hy. Dis eers sy bid 'n mens minder vir ons. Ons lewens verander. Vriende, vergewe my as ek sukkel om negatief te wees vir 2024. Nee, kom ons wees dit Here. Kan 'n dorp meer slag gehad hê as wat ons al het? Ons leer om te ry. Sien in die Kaap ry die mense deur. Hulle moet deur ry, want sulke groot bakkies met sulke groot bande kan jy vir niks anders gebruik. Vergewe my as ek ongelooflik opgewonde is oor wat die Here besig is om in my en in my gesin en in ons gemeente se lewe te doen. Ek kan nie negatief wees. Want God is net eenvoudig 'n God wat op 'n absolute verrassende manier God is. Ek het vir julle 3 goedjies gelees in die lig van die Kersverhaal. Ek bedoel, waar kan jy jou 'n groter deur mekaar voorstel as 'n jong ongetroude meisie in die tyd van die ou nabye ooste wat swanger is? Ek wil eindig die verhaal.
God se volk wat uit ballingskap uit terug. Moses wat die volk in die beloofde land inlei. Ek dink dit het tyd geword dat ons weer opgewonde raak. Dat daar by ons weer 'n afwagting is. Ons maak die naweek 'n draai in een van die winkels. Vrou Moedmos. Die Moedmos in die Kaap in die winkel. Dit is gevaarlik. En ek stap daar en ek sien die deur kom. Nou, ek het 'n baie goeie vermoede. Ek het dit nooit as kind verstaan. Ek het altyd gewonder as ek in 'n winkelsentrum stap en daar sit 'n Kersvader of daar staan net 'n Kersboom en dan tap jy met jou voet so teen die boks, maar hulle was altyd leeg. Weet julle hoekom is dit leeg? Ek het dit nou agter. Weet julle hoekom is dit? Want dit is so duur. Daar is nie nog geld om iets binne te sit. Nee? Want dit is liggies en dit is blink goedjies en dit is net wonder. Nou is jy allemaal nuuskierig of hierdie leeg is. Moenie aan dit stop. Nee? Daar is vanoggend mense wat sê 2024 is leeg. Ons gaan 'n champagneprop skiet. Daar is niks om daar te sien. Ek is nie 'n toekomsvoorspeller. Ek is maar net 'n boodskapper van God. Ek wil net vir jou sê, 2024 gaan 'n ongelooflike jaar wees. Want die God wat ek en jy aanbid, is 'n ongelooflike God. En sou die ergste van ergstes gebeur, dat daar weer 'n Chinees om vergryp van 'n vleermuis. Daar is iets. Daar is dit 'n ongelooflike jaar. En as daar iets anders gebeur, want kyk, as jy net China wat vreemde goedjies eet, die daar in die Amazone lyk dit vir my, eet jy nie vis, daar eet jy ander. 2024 gaan 'n ongelooflike jaar wees. En dis die dank aan die Here. En die Here se genade. 2024 gaan vir klein Luka 'n ongelooflike jaar wees. Dis nie net Pieter en Kari se verantwoordelikheid. Want dit is God wat sê, jy is myne. Ek gee vir jou 365 kommervrye dae. Is nog nie so goed. Gaan groei. Ek wil hê, jy moet dit onthou. As die donker wolke van wat ook al in ons land gebeur en voorspel word om ons saampak, mag ek en jy onthou. Ons is gedoop in die naam van die drie-enige God. Die potensiaal wat in my en in jou opgesluit is ongelooflik. Ek moenie vanoggend hier sit en sê, ek word 65 hierdie jaar, ek moet aftree, dis die einde van alles. Dis nie waar nie. As ek vir mense by die dood van 'n geliefde sê, dis nie die einde nie, dan wil ek jou die versekering gee, nie 65, 70, 80 of 90, is die einde van alles. Die eerste gemeente, die buurdorp was Lindley. Julle sal onthou, Tannie was daai tyd in die huisgenoot. Sy het op 98 haar agterkleinkind laat bestuur en toe maak hy 'n ongeluk met haar kar. En toe koop sy vir haar weer 'n nuwe kar. En toe het sy gesê, sy dink sy moet maar self bestuur. 98. En niks is vir God onmoontlik. En moenie dat iets of iemand jou anders oortuig. Die God wat vanoggend sê, kom, dit is jou God. Dit is die God wat dit vanoggend vir my en vir jou sê.
mag ek en jy in absolute verwondering en afwagting wag en sien wat God tot 24 doen. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, Here, as die kinders wat ons vanoggend soos Maria antwoord, laat met my gebeur wat U ook al vir my in gedagte. Dankie Here dat U ons God is en dat as ons Moses se woorde hier vandaan moet weggaan, dat ons weet dat U saam met ons gaan. Dankie Here dat ons in U woord hoor dat U vir ons se drome, U is nie klaar met ons. En al sê die wêreld, dit is klaar met ons. Dankie Here dat ons kan glo. In U het ons se toekoms. In U is daar 'n opgewondenheid vir ons. Ons kom bid vanoggend vir hulle wat siek is hier. Ons wil bid dat U wil in elkeen van hulle se lewens sal geskied. U is die groot geneesheer. U kan met die streek van die woord gesondheid gee. U kies ons om krag te gee, juist deur die siekte te werk. Dankie dat ons alarm kan. Dankie Here dat ons vanoggend kan bid vir ons bejaardes, ook vir hulle wat vanoggend iewers in hierdie week geseën gaan word met 'n pakkie koekies uit hierdie gemeente. Dankie Here dat U nie een onnodige koekie is, maar dat U dit gebruik om mense se lewens aan te raak. Vader, dankie dat ons kan uitsien, nie net na die syfers op 'n kalender, maar na die pad wat U met ons doen. Ons loof en ons prys U daarvoor. Amen. Vriende, kom ons sluit af. Pragtige, ou bekende, stille nag, heilige nag, nummer 348. Ek gaan nou nie weer sê nie, julle is regtig welkom om koekies vat. Asseblief kom haal koekies. En ek gaan nie kyk of jy 1 pakkie vat of jy 2 pakkies vat nie. Jy bly dalk in die straat wat eintlik deel moet wees van die ouer huis. 5, 6, 7 bejaardes. Vat asseblief vir hulle koekies. Gaan seën mense met dit waarmee die Here ons gesien. Ons sluit af. Kom ons sing al 3 die vers. Vers 1, 2 en 3 van die nummer 348. Oh
liefdevolle gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en